Storytyd saam Ouma Donkie. Storytyd saam Ouma Donkie is altyd vet pret. So kom klein goed, wil julle vandag se storie hoor? Nou toe, kom skuif nader. Maatjies, vandag het ek 'n spesiale kuiergas hier by my. Lulu, sê hallo. Hallo julle. Hallo julle. Nou ja, as julle daai stemmetjie herken, dis sy en haar boetie Elian wat so lekker sê dis storytyd saam Ouma Donkie, né? Ouma Donkie se eie klein kinders en sy het 'n storieetjie vandag uitkom Attie se slaapstories vir julle gekies. Die storie se naam is Die Inbreker. Kan jy dit sê, Lulu? Die Inbreker. Die Inbreker. Nou kom ons lees vir hulle. Is julle reg, maatjies? Is jy reg, Lulu? Ja. Okay. Marietjie het eintlik ingehuppel van die skool af, so opgewonde was sy. O, mamma, het sy uitgeroep. Weet mamma wat? Byna al die dogters in my klas is uitgenooi na Jenny se partytjie donderdag aand. Regtig? Het mamma gesê en hard probeer om belang te stel want sy was baie moeg. Dit is gaaf van haar. Maar dit is nie al nie, het Marietjie voortgegaan. Byna almal sê hulle gaan die lieflikste nuwe rokkies dra. Sy en nylon, sulke mooi blink stoffasie. Hulle is seker bly daaroor, het mamma gesê. Ja, maar mamma, wat van my? Ek kan mos nie in my ou rok gaan nie. Dit is nie baie oud nie, het mamma gesê. Jy het dit nie gekry vir jou verjaarsdag in elk geval. Ek glo nie, ek kan moontlik teen donderdag 'n nuwe rok vir jou maak nie. Marietjie het nie gesien hoe moeg mamma was, net by die gedagte daaraan om nog 'n werk te moet aanpak nie. Mamma, het sy uitgeroep. Ma wil tog nie sê ek sal nie donderdag 'n nuwe rok kan dra nie. Ek moet een kry. Ek kan nie dink om sonder 'n nuwe rok na Jenny se partytjie te gaan nie. Wat sal hulle van my dink? Al die ander dogters met nuwe rokkies aan en net ek met my ou katoenrok. Al die geluk en die opgewondenheid oor die partytjie het nou van Marietjie se gesig af verdwyn. Pleks daarvan het sy lelik begin frons. Hoe meer sy haar verbeel het, dis 'n groot onreg, hoe dieper het die frons geword. En net gou het haar meer die oorhand oor haar gekry. Ek moet 'n nuwe rok hê, het Marietjie uitgeroep en met haar voet op die vloer gestamp. So, moet 'n nuwe rok hê. Maar kyk nou, het moeder gesê, dis mos glad nie mooi vir 'n meisie om so te kere te gaan nie. Wat sou Jenny dink as sy jou nou moet sien? Ek traag nie wie my sien nie, het Marietjie in trane gegil. My kind, het mamma gesê, jy maak nou glad nie mooi nie. Ek dink jy is moeg. Gaan dadelik kamer toe. Ek sal jou kos later bring. Marietjie het uit die vertrek gestorm en die trappe op na haar kamer toe gehardloop. So. 'n Bietjie later het mamma 'n eenvoudige bord kos na die kamer gebring. Sy het nie veel gesê nie, maar het net lank genoeg getalm om Pietie, Marietjie se kleinboet, in die bed te sit. Hy het hom nie juis oor Marietjie se moeilikhede bekommer nie, al het dit snaaks gelyk dat sy so vroeg moes bed toe kom. 'n uur het verbygegaan. Marietjie kon net nie slaap nie. Haar gewete het haar wakker gehou. Sy het geweet sy behoort spyt te wees dat sy so stout was, maar sy kon net nie so ver kom om dit te sê nie. Sy het om en om gerol in haar bedjie. Nog 'n uur het verbygegaan en nog een. Eindelik het sy op 'n manier aan die slaap geraak. Dit het vir haar gevoel asof sy nog skaars begin slaap het, toe 'n klein handjie aan haar raak en haar wakker maak. Dit was Pietie. Sus, het hy gefluister. Ek is bang.
kan ek by jou kom inkruip? Marietjie het regop gaan sit en haar oë vakerig gesit en vry. Wat makeer, Pietie, het sy gesê en die bewende knaapie in haar bed getel. Het jy dit gehoor? Die geraas daaronder. Nee, het Marietjie gesê, ek het geslaap. Wat geraas was dit? Iemand loop daaronder rond, het Pietertjie bang gesê. Marietjie het geluister. Die nag was donker en dit was baie stil. 'n Koel luggie het by die oop venster ingewaai. Die horlosie in die eetkamer het geslaan. Dong, dong. Dis al 2 uur, het Marietjie gesê. Daar behoort nie nou iemand te wees nie. Maar daar was net nou, het Pietie haar verseker. Skielik het Marietjie se hart amper gaan staan. Koue rillings het langs haar rug afgetrek en sy het nou ook voetstappe aan die vertrek daaronder gehoor. Het jy dit gehoor? Het Pietertjie gevra. Ja, het Marietjie geantwoord. Ek wonder, dink jy dis 'n inbreker? Het Pietie gefluister. Dit kan wees, het Marietjie geantwoord. Sy was nou baie bang. Wat kan ons maak? Het Pietie gevra. Marietjie het nie geweet wat om te sê nie. Haar eerste gedagte was om haar kop onder die komberse in te trek. Maar toe onthou sy wat sy vir die dogters op skool gesê het, wat sy sou doen as daar ooit inbrekers in haar huis kom. Toe dink sy 'n oombliekie. Daar's dit weer, het Pietie gefluister, nog stywer teen sy sussie geleun. Pietie, het Marietjie gesê, weet jy wat? Ek sal graag 'n inbreker wil sien, net een keer, sodat ek die meisies by die skool kan vertel. Wil jy? Ek wil nie, het Pietie geantwoord. Sal jy saam met my kom as ek gaan kyk, het Marietjie gevra. Ek sal jou goed oppas. Pietie was glad nie lus nie, maar besluit toe om saam te gaan. Hulle het saggies uit die bed geklim, voetjie vir voetjie, na die kamer geloop en het oopgemaak. Het die skanere gegaan. So hard, dat die 2 amper terug bed toe is. Maar hulle het mekaar se hande nog stywer vasgehou en na die trappe geloop. Kraak, het die boonste trap gegaan. Hulle het asem opgehou. 'n Oombliekie gewag en toe weer begin afklim. Kraak, het die 5de trap gegaan. Weer het hulle gewag. Toe gaan hulle verder. Kraak, het die trapportaal gegaan. Hy sal ons hoor, het Pietie gefluister. Kom ons draai om. Toe maar, het Marietjie gesê. En sy handjie styf vasgedruk. Ons is amper daar. Sien jy? Daar's 'n lig in die eetkamer. Ek moet sien hoe 'n inbreker lyk. Dalk sien ek nooit weer een nie. Sal hy ons seermaak? Het Pietie huiwerig gevra. Ons sal te vinnig weghardloop, het Marietjie geantwoord. Hulle was al onder in die portaal. Voetjie vir voetjie het hulle na die deur toe geloop. Dit was op 'n skreefie oop. Marietjie het dit net so klein bietjie oopgestoot. Toe nog 'n bietjie meer, totdat Marietjie naderhand gedink het, sy sal nou haar kop kan insteek, net om gou om die deur te loer. Pietie het haar hand baie styf vasgehou, toe sy om die deur loer. Marietjie, het 'n stem gesê, terwyl 'n skêr op die vloer kletter. Mamma, het Marietjie uitgeroep. Toe kyk hulle na mekaar. Wat maak mamma hierdie tyd van die nag nog op? Dis al amper 2:30. Hoekom is mamma nog op? Ek maak net gou 'n rokkie, het mamma geantwoord. Tog nie vir my nie, tog sekerlik nie, het Marietjie uitgeroep. Dis mamma. Ek verdien nie. Mamma moes dit nie gedoen het nie. Mamma is so moeg. Toe gooi sy haar arms om haar ma se nek. Ek is so jammer. So jammer, het sy gesnik, terwyl trane oor haar wange rol. Toe maar, het mamma gesê. Hy sal amper klaar. Kom ons gaan slaap nou. Maar, wat maak Pietie hier?
Marietjie het gesê, ek sal die inbreker sien as ek afkom onder toe, en nou is daar nie ene nie, het Pietie gekla. Ek is jammer, het Marietjie gesê toe hulle saam die trappe ophardloop, maar mamma is mos baie beter as 'n inbreker, nê? Seker maar, het Pietie toegegee. En so het die moederliefde wat altyd so geduldig en altyd so verdraagsaam en vergewensgesind is, weer oorwin. So, wie was die inbreker toe nou, Lulu? Mama. Mamma! En hoekom dink jy was hulle so bang gewees? Want hulle het gehoor die nooi. Hulle het die geluid daaronder gehoor, ja. Hulle het die geraas gehoor en hulle het nie gewoond, mamma is daaronder besig. Nee, hulle is gewoond, sy slaap al so 2 uur in die oggend, 2:30, nê. En toe wou sy eintlik net vir Marietjie ook 'n splinternuwe rokkie gemaak, soos al die ander maatjies wat na Jenny se partytjie toe gaan, nê. Dat sy ook kan mooi lyk. Sy het daarom 'n gawe mamma, nê. Jy het ook 'n gawe mamma, nê. Ja, maar sy maak nie so baie rokkies van my nie as ek nie so 'n tantrum gooi. Maar weet jy wat, nê? Mammas maak nie meer rokkies nie. Hulle koop nou rokkies in die winkel. Daardie jare was daar maar min plekke wat rokke verkoop het. So mammas het so 'n naaldwerkmasjien gehad en dan het hulle mooi lap gekoop en dan het hulle vir hulle dogtertjies en hulle seentjies klere gemaak. Nou ja, toe julle maatjies, dis slapenstyd, so dis tyd vir julle om te gaan inkruip. Julle moet soet wees en julle moet dankie sê vir julle mammas en pappas vir alles wat hulle vir julle doen. Hoor julle? Hoor jy, Lulu? Ja, my skool het net 'n blackflip gedoen en toe het hy opgestaan. Lulu is besig om haar skoene so lank uit te trek om gemaklik te raak. Nou ja, toe. Kom ons sê vir hulle fluit. Fluit, ouma donkie se storie is uit. Ja, sy. Mooi bly, lekker slaap, soet wees, tot volgende keer.